7 toe, vers 36. Pieter gaan ons die skrifte daar gooi, dat dit net 'n bietjie vinniger kan gaan. Lukas 7 vers 36. En een van die fariseërs het hom genooi om by hom te kom eet. En hy het in die huis van die fariseër gekom en aan tafel gegaan. Vers 37. En toe 'n vrou in die stad, wat 'n sondares was, verneem dat hy in die fariseër se huis aan tafel was, het sy 'n alabaster fles met salf gebring. En agter by sy voete gaan staan en geween. En sy het sy voete begin nat maak met haar trane en hulle afgedroog met die hare van haar hoof. En sy het sy voete gesoen en gesalf. Toe die fariseër wat hom genooi het dit sien, sê hy by homself, as hy 'n profeet was, sou hy geweet het wie en watter soort vrou is dit wat hom aanraak, want sy is 'n sondaar. Vers 40. En Jesus antwoord en sê vir hom, Simon, ek het iets om aan jou te sê. En hy antwoord, meester, spreek. Hy sê toe, 'n sekere geldskilder of skieter, wat geld voorsien, het 2 skuldenaars gehad. Die een het 500 pennings geskuld en die ander 1,50. En omdat hulle niks gehad het om te betaal nie, het hy dit aan al 2 geskenk. Sê nou, wie van hulle sal hom die meeste lief hê? En Simon antwoord en sê, ek veronderstel die een wie die meeste geskuld het. En hy antwoord hom, jy het reg geoordeel. Daarop draai hy om na die vrou en sê vir Simon, sien jy hierdie vrou? Ek het in jou huis gekom, water het jy nie vir my voete gegee nie, maar sy het met haar trane my voete nat gemaak, en met haar hare van haar hoof het sy dit afgedroog. 'n soen het jy my nie gegee nie, maar sy het, vandat sy ingekom het, nie opgehou my voete te soen nie. Met olie het jy my hoof nie gesalf nie, maar sy het my voete gesalf met olie. Daarom sê ek vir jou, haar sondes wat baie is vergewe, want sy het baie lief gehad, maar hy vir wie weinig vergewe is, het weinig lief. En hy sê vir haar, jou sondes, vrou, is vergewe. Toe begin die wat aan die tafel was by hulle self te sê, wie is hierdie man wat self sondes vergewe? En hy sê vir die vrou, jou geloof het jou gered, gaan in vrede. Nou hierdie gedeelte is vir my soos 'n fantastiese treasure kus, want daar is ongelooflike treasures wat jy uit hierdie gedeelte wat ek met julle vanoggend kan deel. En ek moes myself die hele tyd net in toom hou en sê, hier is nou genoeg, ek gaan nie oor alles kan praat nie, ek gaan moet kies wat ek vanoggend wil oor praat, want ek kan net nie alles met julle deel nie. Maar ek wil begin met die eerste gedeelte, en dit kom uit vers 40, Pieter 7 vers 40. En hierdie Simon, op 'n ander plek word gesê Simon die fariseer, Simon die fariseer. Jesus sê vir hom, en Jesus antwoord en sê vir hom, Simon, ek het iets om aan jou te sê. En hy antwoord, meester, spreek. Nou, om iemand aan te spreek, in die Engelse vertalings praat hy van teacher, speak, Lord, speak, meester, praat. So, om iemand aan te spreek as meester, is 'n respektvolle vorm van verwysing na daardie persoon toe. Jy wys respek. En jy wys erkenning dat jy glo dat hierdie persoon in 'n hoër posisie is, met ander woorde dat hy mag
en heerskappy het, want dis wat Jesus gehad het. So die oomblik wat hy hom aanspreek as meester, wil hy daardeur identifiseer of die mense om hom moet weet dat hy hom respekteer en dat hy weet hy is 'n man van mag en van heerskappy. Maar al het hierdie fariseer Jesus aangespreek as meester, het hy heeltemal iets anders in sy gedagtes gehad. Is dit nie? Dis nie wat hy in sy gedagtes gedink het nie. 7 vers 39. Want hy het gesê, toe die fariseer wat hom genooi het, dit sien, sê hy by homself, as hy 'n profeet was. As hy 'n profeet was. Met ander woorde, hy bevraagteken Jesus se posisie, nie met sy lippe nie, maar in sy gedagtes. En hoe dikwels word Jesus aangespreek as Here en as meester oor ons lippe, maar is dit wat hy vir jou is in jou gedagtes en in jou hart? Die vraag is Jesus in jou gedagtes meester? Is Jesus in jou hart meester? Of is hy dit net op jou lippe? Jy weet, ons sing pragtige liede met die mooiste woorde en ons praat pragtige goed. Ons sing, you are Alpha and Omega. I worship you, O Lord. You are worthy to be praised. I am Alpha and Omega. Wat beteken Alpha en Omega? Hy is die begin en die einde. Né? Alpha en Omega. Is hy jou begin en einde? Is dit wat jou lippe sê in jou hart? I worship you, O Lord. Aanbid jy werklik Jesus, respekvol en met erkenning van watter mag en heerskappy hy het? For you are worthy to be praised. Is hy waardig dat jy hom prys? Prys is nie net hande klap nie. Kom ons prys gou die Here. Weet julle wat is werklike prys? Wanneer jy van hom vertel by ander, wanneer jy getuig van sy goedheid, dis wanneer jy hom prys. Wanneer prys jy jou kind? Oh, my kind het vandag rugby gespeel. Hy het 3 drie's gedrink. Jy vertel wat so goedheid hy gedoen het, wat se prestasie hy bereik het. Dis wanneer jy iemand prys. Die vraag is, dit wat ons so graag wil sing, wat so mooi klink, en deur ander geskryf is wat uit hulle harte gekom het. En dit wat ons praat, is dit wat in ons gedagtes en in ons harte is. Jesus sê vir Simon, die fariseer, ek het iets om aan jou te vertel. Want Jesus weet wat is in sy gedagtes. Al sê hy met sy lippe meester praat, dan weet Jesus, ek weet wat is in jou gedagte. Ek weet wat is in jou, waarvan is jou hart vol, Simon, fariseer. Nou Psalm 125 vers 4 en 5 gaan ek lees. Die Here doen goed aan die goeies en aan die wat opreg is in hulle harte.
nie op hulle lippe nie. Maar die wat langs krompaaie wegdraai, sal die Here laat vergaan saam met die werkers van ongeregtigheid. En jy weet, soms sien ek hierdie soos 'n verdraaide. Hy's verdraai. Dit wat hy sê en dit wat hy dink, dit is nie dieselfde ding nie. Psalm 15 vers 2. Hy wat opreg wandel en geregtigheid doen en wat met sy hart die waarheid spreek. En dan gee hy 'n hele lys van goed wat die Here vir so iemand sal doen. Julle kan dit gaan lees, Psalm 15. Wat in sy hart, nie net op sy lippe nie, maar in sy hart die waarheid spreek. Met Simon se mond spreek hy op 'n respekvolle manier meester, maar in sy gedagtes spreek hy as hy 'n profeet is. Tweede gedagte wat ek vanoggend vir julle wil uitlig van die Fariseer is in Lukas 7 vers 44. 7 vers 44. Dan draai Jesus na die vrou en sê vir Simon, sien jy hierdie vrou? Gaan daar stop. Sien jy hierdie vrou? Dis asof Jesus vir Simon wil sê, ek dink jy moet 'n bietjie weer kyk, want jy en ek sien nie dieselfde ding nie. Simon het wat gesien? Wat het die skrif net nou gesê? 'n sondaar, né? Simon het 'n sondaar gesien, vers 39. Toe die Fariseer wat Jesus genooi het, dit sien, sê hy vir homself, sy is 'n sondaar. Die Fariseer kyk na haar uiterlike voorkoms, maar Jesus het na haar optrede gekyk en gekyk wat het die vrou gekom om te doen. Sy het by sy voete gaan staan en geween. Sy het sy voete begin afdroog met haar hare. Sy het sy voete aanhoudend gesoen, sê hy. En sy het sy voete gesalf. Daai was 'n olie-based perfume. Dit was 'n perfume wat soos olie was. Simon, die Fariseer, is vinnig om die vrou te oordeel. Hy's vinnig om te kyk na haar voorkoms, want toe sy instap, het hy klaar geïdentifiseer. So ek glo, haar voorkoms het gewys dat sy 'n sondaar is. Want onmiddellik het hy haar geïdentifiseer as 'n sondaar. Sou Simon erken dat hy 'n sondaar is. Jesaja 53 vers 6. Ons almal het gedwaal soos skape. Ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here Jesus het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Romeine 3 vers 23. Want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Ek wil weer Lukas 7 vers 45 weer lees. Wat sê Jesus vir die Fariseer? 7 vers 45. 'n soen het jy my nie gegee nie, maar sy het vandat sy ingekom het nie opgehou my voete te soen. Met olie het jy my hoof nie gesalf nie, 46, maar sy het my voete gesalf, 47. Daarom sê ek vir jou, haar sondes wat baie is vergewe. Jesus het die vrou se sonde
vergewe. Maar die Fariseer se sonde is nie vergewe nie. Want hy het geen berou getoon nie. Geen berou. Jy weet, my vriendin sê altyd vir my, Emmy, die probleem vandag is, daar's nie meer nat bekerings nie. Met ander woorde, mense kom nie meer in berou tot God, met trane en besef, hulle is 'n sondaar soos almal van ons is. En dat hulle met berou by sy voete kom, kniel. En dis nie net woorde of 'n rympie wat jy hier agter iemand anders aansê en die oomblik wat jy by die deur uitstap, dan verander niks in jou lewe nie. Dan lewe jy nog net soos van tevore. Ek wil hê ons moet na 'n ander, dieselfde storie in 'n ander boek, Markus 14. Markus 14 is dieselfde storie vertel in Markus 14. Vers 3. En toe hy in Bethany was, in die huis van Simon, hier soos hulle nou wat is, die melaatse, nou dis vir my so ironies, ne? Hier dieselfde Fariseer, wat nou dink hy is beter as daai sondaar vrou, was 'n melaatse. Nou ek wil vir jou sê, as jy nou die geskiedenis ken van Israel nie, as jy melaats was jy beskou as 'n groot sondaar. Maar blykbaar het hy toe genees geraak en hy's nou nie meer melaats nie en hy het nou weer 'n lekker posisie van aansien in die community. Dis net interessant. En terwyl hy aan die tafel was, kom daar 'n vrou met 'n alabaster fles met egte, baie kosbare nardesalf. Dit was soos 'n olie. En sy breek die alabaster fles en gooi dit op sy hoof uit, vers 4. En daar was sommige wat hulle self verontwaardig was en gesê het, waarom het sy hierdie verkwisting van die salf plaasgevind, en vers 5, want dit kon vir meer as 300 pennings verkoop en die geld aan die armes gegee word, en hulle het teen haar uitgevaar. Vers 6. Maar Jesus sê, laat haar staan, waarom val julle haar lastig? Sy het 'n goeie werk aan my gedoen. Vers 7, want die armes het julle altyd by julle, en wanneer julle wil, kan julle aan hulle goed doen. Maar my het julle nie altyd nie. Wat sy kon, het sy gedoen. Sy het vooruit al my liggaam vir die begrafnis gesalf. Voorwaar ek sê vir julle, oral waar hierdie evangelie oor die hele wêreld verkondig word, daar sal ook gespreek word van wat sy gedoen het tot gedagtenis aan haar. En daai woord kom so tot waarheid vanoggend. Die laaste skrif. Jy sien in Lukas, fokus Lukas op die Fariseer Simon, wat sy reaksie was. En Markus fokus op die disippels se reaksie. En in Johannes, as jy dieselfde gedeelte gaan lees, sal jy sien daar's 'n ander fokus. Soos ek sê, ek kan nie alles vir julle vanoggend bring. Maar hier fokus Markus weer oor hoe die disippels gereageer het. Hoe het die Fariseer gereageer? Hoe het die disippels gereageer? Sy breek hierdie alabaster fles, gooi dit uit op die hoof van Jesus, en dan gaan kniel sy by sy voete, en daar begin sy breek, soos wat sy huil. En wat is die reaksie van die disippels? Hulle is verontwaardig en kwaad. As jy Johannes lees, dan word
Veral Judas. Hy het mos met die geldsakkie gewerk. En blykbaar so 'n bietjie vir homself gevat. Want hulle kon hierdie parfuum vir 300 pennings verkoop en al die armes amper met al die geld. Nou kom ek sê vir julle, in Johannes sê hulle, dat daai flesie parfuum 'n jaar se salaris was vir haar. So kom ek vra jou gou om in jou gedagtes te dink. As jy nou jou volle salaris soos wat jy dit kry, voor al jou aftrekkings, bietjie bymekaar optel en dit is 'n hele jaar se salaris. En ek sê jy moet dit vanoggend kerk toe bring en jy moet dit vir die Here kom gee. 'n hele jaar se salaris. Om jou die idee te gee van die waarde van daardie parfuum. Nou ek is seker die disippels was nie so bekommerd oor die arme mense of so begaan oor hulle nie. Daarvan is ek 'n bietjie seker in my hart. Ek dink hulle het tog by hulle self gedink, joe, wat kan al daai geld nie vir ons ook doen nie en beteken nie. Miskien het hulle so 'n paar aande sonder kos gaan slaap. Gedink, joe, 'n jaar se geld kan nou vir ons 'n paar jaar se kos wees, want ons werk mos nou ook spaarsamentlik. Die vrou het alles wat sy het was in daai flesie. Sy het alles gegee. Sy het daai fles gebreek. Hoekom het sy hom gebreek? Sy was nie van plan en haar intensie was nie om net nog 'n bietjie vir myself oor te hou, sodat ek dan net nog 'n bietjie huis toe kan vat. Nee, sy breek hom. Sy kan niks saam met haar terugvat nie. Sy wil alles gee. Wat sê Matteus 22 vers 37? Wat sê hy? Wat Pieter opkry? Moses, staan op en lees vir my wat staan daar. Kan jy Afrikaans lees? En Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dankie Moses. Weet julle wat is die evangelie wat vandag verkondig word? God, jy moet my lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met al jou verstand. Want God, jy is liefde. Die skrif sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met al jou verstand. Die fokus vandag het van Jesus na die mens verskyn, selfs in kerke. Hierdie vrou het gehoor, sê die woord, dat Jesus by Simon die Fariseer gaan eet. Nou, so sy het dit gehoor, sy was nog by haar huis, iemand het kom skinder, maar dit was goeie skinder. Het jy gehoor, Jesus is by die Fariseer se huis, Simon. Want Jesus mag ons nie in 'n Fariseer se huis ingaan. So toe het sy 'n plan gemaak. Sy het beplan om soontoe te gaan. Sy het 'n besliste besluit geneem. Sy het gegaan en al haar rykdom in een flesie saam met haar gevat. Sy het in haar vertrek ingestap en sy het nie omgegee wie's in haar vertrek.
Sy het nie omgegee wat hulle sê nie. Sy het nie omgegee dat hulle sê, jy hoort nie hier nie, wat dink jy doen jy hier? Sy het verby die disippels, sy het verby Simon se, het sy verbygestap, sy het Jesus gesoek, sy het by sy voete gaan sit, sy het gaan neem. Wat sy gedoen het, was te veel. Wat sy gegee het, was te duur vir die mense in die vertrek. Jy gee nou te veel. Jy doen nou te veel. Jy is nou te Christen. Jy is nou te kind van die Here. Sy het 'n diepte, die diepte van haar soeke en die diepte van haar behoefte. Hoeveel soeke, hoeveel behoefte het julle in julle lewe? Die diepte van haar soeke, die diepte van haar behoefte het sy besef en sy het geweet, sy kan dit net in een persoon kry en dit is Jesus Christus. Sy kan dit in niemand en in niks, daardie flesie wat kosbaar was, wat 'n jaar se salaris was, wat baie geld was. Sy besef selfs nie eers dit kan vir haar daardie behoefte, daardie begeertes, daardie volbringing in haar hart bring, wat Christus Jesus vir haar kan gee. Daarom sê Jesus in Lukas 7, vers 47, haar sondes, wat baie is vergewe, want sy het baie lief gehad. Maar hy vir wie weinig vergewe is, het weinig lief. Het jy die Here lief, met jou hele hart, met jou hele siel, en met al jou verstand? Hebreërs 11 vers 6 sê, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is 'n beloner van die wat hom soek. Vir ewig sal God daai vrou beloon. Sy het hom gesoek. Deur oë wat vir haar getrek word, deur 'n skinne, deur alles het sy hom gesoek. Jeremia 29 vers 13 sê, en julle sal my soek en vind as julle na my vra met julle hele hart. Maak Jesus jou fokus. En wanneer jy Jesus ten volle jou fokus maak, verander dinge in jou lewe, word dinge vir jou verander en kom daar krag en heerlikheid in jou lewe wat jy nooit van tevore geweet het is moontlik nie. En daar's nog so baie wat ek vir julle kan mee deel in hierdie gedeelte. Net ek meen, dit is nie hulle parfuum nie, maar hulle is kwaad. Daaroor kan ek 'n paar goed sê. Of hierdie vrou los 'n herinnering. Ons het gesien in daai gedeelte van Markus sê hy dat hierdie vrou aan wat sy gedoen het sal gepreek word en oorgepreek word tot vir ewig. So wat se herinnering, daaroor kan ek baie sê.
En dan wat ek nog oor kan praat is, dit wat sy gedoen het. Haar optrede is wat ons onthou, maar nie haar naam nie. 'n vrou. Dan wil ek net een gedeeltetjie, terwyl ek baie nagte hierdie week nie goed kon slaap nie en bid, kom een nag hierdie gedeelte by my op, Hooglied 3. 'n Songs of Song, Hooglied. Op my bed snags het ek gesoek na my sielsbeminde. Jesus moet jou sielsbeminde word. Ek het na hom gesoek, maar hom nie gevind nie. Ek wil dan opstaan en in die stad rondgaan, in die strate en op die pleine wil ek na my sielsbeminde soek. Ek het na hom gesoek, maar hom nie gevind nie. Die wagte wat in die stad rondgaan, het my aangetref. Het julle my sielsbeminde gesien? Skaars het ek van hulle af verder gegaan, of ek het my sielsbeminde gevind. Ek het hom vasgehou en ek het hom nie gelos nie. Jy sien, wanneer jy 'n kerk gevind het, maar jy het nog nie Jesus as jou sielsbeminde gevind nie, dan kom jy hier in en vandag vergeet ek om jou te groet, en dan gaan jy huis toe, en het my nie gegroet nie, ek stel nie belang in haar kerk nie, ek gaan nie weer soontoe nie, want jy sien, dis anders as jy Jesus as jou sielsbeminde, dan kan jy maar vir my kwaad word, dan kan jy maar vir my sê, maar ek bly hier, want hier kry ek kos. Hier kry ek my sielsbeminde. Ekskuus, ek raas nie. Pastoor het my mooi ding nou geleer om te sê. As 'n mens opgewonde raak. Soos wat hierdie vrou gesoek het om by haar sielsbeminde uit te kom en sy het hom gevind. En toe sy hom gevind het, het sy gebreek. Net so was daar 'n Maria, wat by Jesus se voete gesit het. En Maria het geluister na alles wat Jesus sê. Maar Martha was besig met baie dinge. En ek wil vir julle sê, pas op dat jy besig raak met baie dinge en nie uitkom by die voete van Jesus, jou sielsbeminde. Pas op dat mense se guns vir jou belangriker word as die guns wat God jou kan gee. As sy op daardie oomblik die guns van die disippels wou gehad het, en haar flesie vir hulle gegee het, het sy nie God behaag nie. Galasiërs 1:10. Soek ek dan nou die guns van mense of van God, of probeer ek om mense te behaag? As ek nog mense behaag, dan sou ek nie 'n diensknegt van Christus wees nie. Jy is eers in diens van Christus. En is belangrik dat ons nie so besig raak met alles van die wêreld, dat ons nie by Jesus se voete uitkom nie. Ek wil my laaste gedeelte met julle deel. Pas op dat jy nie jou alabaster fles weggee, sodat mense jou prys en jou aanvaar. Wat is jou alabaster fles?
jou alabasterfles? Wat is die dierste geskenk wat jy vir God kan gee? Dis Moedersdag vandag en miskien kry ons 'n geskenkie. Wat is jou dierste geskenk wat jy vir God kan bring? Romeine 12 vers 1. Moses lees dit weer vir my. Nou, ek sê dit oor broeders as jy. Ek vermaak julle aan broeders by die ontferminge van God, dat julle liggame stel as 'n lewende heilig en aan God welgevallig as hy welgevallig offer dit, as julle redelike godsdienst. Ekskuus, hy kan nie so mooi sien vandag nie. Sorry Moses, ek moes jou eintlik hier langs my laat staan. Dat julle, luister hierso, jou alabasterfles is jou liggaam. Nou sê hy, dat julle liggame stel as wat? 'n lewende, nie 'n dooie godsdiens nie, 'n lewende, heilige. As julle nou wil sien hoe om 'n lewende Christus te wees, kom Vrydag aande na ons jeugdiens toe, as ons worship. Dit is 'n bietjie een Sondag so worship was. Ek weet ook nou nie, party mense gaan dalk nie weet. Okay, dat julle liggame stel as 'n lewende en wat? Ag, dankie tog vir jong mense. Dankie pastoor. Ek kan ons weer sê, julle liggame stel as 'n eerste lewende, tweede, derde, welgevallige. Welgevallige beteken iets waarmee God tevrede is. Jou liggaam is die alabasterfles. En wat is die perfume daar binne? Wie wil waag om te sê? Liefde is verseker baie belangrik, maar dit word gebore uit wat sê die woord? Kom uit jou hart? Yes, verseker. Liefde kan uit geen ander plek as jou hart kom nie. Die Heilige Gees. Die Heilige Gees. Want die woord sê, julle, die liefde van God, wat hy gesê het, word in julle harte, wat sy gesê het, uitgestort deur die julle was almal reg. Die liefde van God word in julle harte uitgestort deur die Heilige Gees. Jou liggaam is hierdie flesie. En die Heilige Gees is die olie, perfume. Maar, wat het ons uit hierdie gedeeltes gesien? Kan ek enige water hier uitkry? Kom uit! Julle kom uit! Jy kan maak wat jy wil. Hierdie water, kom uit! Hy is baie sterk gemaak. Ekskuus, ek raak nou aggressief. Ons spot altyd by die werk en sê ons, woep! Jy raak net bietjie aggressief as iemand kwaad raak en met daar hulle is van my water. Wat moes daai persoon doen voordat dit kon uitkom? Nou, daar word gesê dat daai alabasterfles lyk presies soos die bottel. Dankie vir wie ever die bottel hier gesit het. Joy, sy doen altyd alles onder die leiding van die Heilige Gees. En hy het nie 'n prop gehad wat kon afskoon. Jy moes sy nek breek.
En as jy sy nek gebreek het, kon jy die perfume uit. Maar vir convenience het ons nou 'n probleem. En ek kan nou nie die water uitstrooi nie, maar julle weet die water gaan nou uitkom, né? So al is jou liggaam die allerbeste vlees. En al is die Heilige Gees, die olie daar binne, kan daai olie nie uitkom voor jy nie breek. Jy moet jou sielsbemin in Jesus Christus by sy voete vind. Jy moet jou hart oopmaak en dan breek hartvleesie oop. En wat kom daar uit? Wat sê hy? 'n aangename reuk. Nou ek is lief vir perfume. Ek wil altyd perfume. Die eerste ding wat ek koop is, ek sien my perfume is so, dan moet ek weer perfume koop. 2 Korintiërs 2 vers 15 sluit ek mee af. So jy kan sê dan voor toe kom. Ek sluit hom mee af. 2 Korintiërs 2 vers 5. Want ons is 'n aangename gee vir Christus. Tot eer van God. Onder die wat gered word en onder die wat verlore gaan. Het ek 16 nog gegee? Vir die wat verlore gaan, is jy 'n reuk tot dood vir die dood. Wat beteken dit? Want vir die wat verlore gaan, is jy te. Vir die wat verlore gaan, laat jy ongemaklik voel, as hulle vloek en skelp, en jy doen dit nie. Want jy's 'n geer wat jy afgee, en hulle voel ongemaklik in jou teenwoordigheid. En as niemand in die wêreld ongemaklik voel in jou teenwoordigheid nie, maar vir die wat gered is jy 'n reuk van lewe tot lewe. En die wat iets in hulle harte van Christus het, sal na jou toe kom, hulle sal die reuk in jou identifiseer, hulle wil by jou hoor, hulle wil by jou leer, hulle wil meer hoor van Christus. Want jy het 'n reuk. Mense kom na my toe by die werk, Emmy bid vir my, Emmy, kan ek gou met jou praat, ek het hierdie probleem. Hulle weet waar's die reuk waarna toe hulle kan kom. Want jy is gered en het 'n reuk van die lewe tot die lewe. En daarom wil ek eindig aan vir julle sê, laat julle 'n aangename geur vir God wees. En elke vertrek vol met die Heilige Gees. Amen. Amen. Ons gee die Here die eer.